Skryf Dot Serfontein later, sê Kas, staak jou rubrieke. Ja, Kas van der Berg. Hoe begin 'n seun van 13 jaar knipsels maak van Kas van der Berg? In die Huisgenoot van 1963, Februarie, 29 Februarie, as ek reg onthou die eerste ene. En dit het gaan oor Kas, sulke kontroversiële goed skryf, maar ook intelligente goed. Hy was 'n intelligente man, was nie bang om goed te sê nie. En dan het hy goed gesê wat mense kwaad gemaak het. Byvoorbeeld in een van sy skryf hy oor hierdie plaasvrouens. Hy sê, ek kan nie verstaan hoekom die vrouens in die dorpe se tuine so mooi is nie. En hulle is so netjies en hulle lyk sleg. Hy sê, dan kom jy op die plase, daar is die arbeid goedkoper, die water is gratis. En wat maak die vrouens? Hy sê, daar is geen verwaarloosde tuine, en hulle is groot en dik en lyk baie sleg. Hy sê, en dan die volgende week is daar 100 briewe in die Huisgenoot. En die mense is allemaal kwaad vir hom, en dan, hy was self, skryf die Huisgenoot in 1958 van Kas, al sê, is die mees gedagvaarde skrywer wat daar ooit was op daai stadium in Suid-Afrika. Nou, dit was Kas van der Berg. Hy het goed ingegooi en gesê. Hy het ook 'n eerste boek geskryf, Vlee teen die Ruit. En ja, die boek, ek het die storie gelees, is maar 'n hartseer storie. Daar is 'n kort verhaal ook uit hom uitgekom, Andriesie, 7 bestes van Kas van der Berg. Maar hy het toe begin ander goed skryf, goed wat verkoop. En ja, hoe word Kas van der Berg 'n skrywer? Kas het gesê, hy en 'n vriend sit een aand by die vriend se huis, hulle is besig om te leer vir notariële eksamen, en die vriend sê vir hom, weet jy, my ou neef is Dirk Richards, hy was 'n redakteur van 'n koerant gewees later jare, Dirk Richards verdien 10 pond vir 'n storie wat hy skryf. Kom ons skryf ook 'n storie, en ons los die swat nie vanaand nie. En hulle skryf elkeen 'n storie daar, hy sê, hulle sit daar, sit hy met hierdie ou maat van hom se vrou en 'n stout kind, en hulle skryf 'n storie, en sy storie word aanvaar, en die maat se storie word nie aanvaar nie. En van daar af toe skryf hy het. En sê, as hy geweet dat ek kan soveel geld verdien met skryf, dan sou hy 'n miljonair geword het. Kas skryf in die volgende 9 jaar, 225 kortverhale. Hy skryf 52 boeke uit, minstens 14 rubrieke gehad. Party, selfs een in Bona, waar hy regsadvies vir swart is geen swart taal. Hy doen allerhande snaakse goed. Hy het 'n groot aantal vervolgverhale geskryf in 'n hele reeks tydskrifte. En en dan het Kas besef, as jy wil geld maak, moet jy net die boeke uitgee, nie uitgee maak nie geld nie. Hy het 'n boekklap begin. As jy al die ouer Afrikaanse boeke kyk sien, jy altyd sien was 'n boekklap. Hierdie is uit die 40s in die jare. En Jaap Steyn skryf op 'n stadium Boekewêreld dat boeke is maar relatief min verkoop tot leserskring begin het. Skielik het hulle tot groot getalle verkoop. En Kannemeyer skryf van Kas van der Berg. Hy het egter na sy belovende begin met goedkoop verstrooingsliteratuur tevrede geword. En dan het hy nou skryf Dot Serfontein later, sê Kas, staak jou rubrieke, Saterdag aand tuis. Rubrieke is vir frustreerde persone wat graag letterkundig wil presteer. Dis nie vir produktiewe skrywers nie. Skryf vir die volk, maar nie rubrieke nie. Nou ja, dan skryf Kas allerhande rubrieke uit. Een is hier Klip in die Bos, waar hy sê, ons weet uit die lesse van die geskiedenis dat die beskawing val, wanneer die beskaafdes die drif om te veg verloor het, dan gee hulle oor aan die barbarisme en volg noodwendige insinkings en duisternis. Dank die Here vir ons voorvaders, hulle voorlaaiers, hulle ongeslypte wesens en hulle geloof in hul roeping en die wete dat hulle reg is. Hy het ook 'n klomp goed geskryf oor die Boereoorlog en 'n hele paar ander goed oor mense spot hy, en hy sê, maar hy het gesê, op 'n stadium, ek skryf uitsluitlik vir die liefde vir geld. Samuel Johnson het geskryf, no man with a blockhead ever wrote except for money. En hy sê, ek skryf vir die boonste 10% van die bevolking. Sy held was natuurlik altyd Willem Dreyer, die speurverhaal uit op 'n laat stadium na vore gekom. Willem Dreyer het nie werklik verander in sy lewe nie, is nie soos hierdie nuwe skrywers, sy ou verander net, wel sy vrou verloor en iemand anders later getrou. Willem Dreyer is die speurder wat hy baie van sy verhale gebruik het. Willem Dreyer sê hy is 'n intelligente, menslike, breeddenkende, verdraagsame Kas van der Berg in die rol van 'n speurder. So dis wat hy gebruik het. En interessant van Willem Dreyer, Kas het op 'n stadium tussen 1981 en 91 het hy vir 10 jaar niks geskryf nie. En toe hy weer begin skryf, hier in 94, die eerste Willem Dreyer storie. Willem Dreyer het altyd so 'n sidekick gehad, wat saam met hom gesergeant.
Hy was 'n luitenant gewees in die speerdiens. En die ou was die beste skut in die Suid-Afrikaanse polisiediens. En na 94 het hulle niemand meer gevang nie, hulle net geskiet. Hulle sê die help nie, die skelmstrom toe te vat, ten minste hof toe te vat nie. Dis maar sommer baie interessant. Dan verskyn daar in 1980 by Johan Rousseau 'n boek met die naam van Die Gevalle Sinda. Dit is in die vorm van memos, briewe en verslae aan die leer van die nasionale veiligheid. Dit steek toe tot 'n sekere mate dat dit raak met die Vorsterbedeling wat reeds vervang is. Die agent noem die hoof oom Hendrik. Is dit Lang Hendrik van der Berg? Die minister van polisie maak 'n opmerking. Jy vergeet van my geheime bankrekening in Switserland. Die uitgewer Johan Rousseau was polities onafhanklik, hy het nie skoolboeke gedruk nie. Dan het hy ook haal hy 'n swart man aan oor sy liefde vir die taal, sê in Die Verraaier is die swart kommunis Johannes Mouton sy teorie dat Afrikaans die taal van Afrika suid van die Sahara sou word. Dis die taal van Afrika, dis die maklikste taal in die wêreld. Dis die taal wat ons in Afrika kan verstaan en wat hier sy klank en betekenis gekry het. Nou ja, dan vra hulle hom op 'n stadium, wat is jou groot ambisie? Die Hertzogprys. Toe sê Kas, nee, ek wil nie die Hertzogprys skryf nie, ek wil 'n storie skryf oor die 3-jarige oorlog, oor die Vrystaatse helde en die Transvaalse henshoppers. Nou die verhaal, na Kas se dood sien ek sy dogter is 'n professor in Romeins-Hollandse reg by Unisa, en daar's nou al internet, jy kan met haar kontak maak, en ek sê vir haar, jou pa het altyd die boek geskryf, ek het hom nooit gesien, en nee, sy sê al haar pa se manuskrip is by haar suster in St. Lucia, Sonja, en ek ry op stadium St. Lucia toe my seun, en ons kom daar, en ek sien die manuskrip, en hy is daar, en toe later sê ons, as hy die manuskripte vir Nallen wil leen in Bloemfontein, sal ek baie bly wees, en toe kry ek die manuskrip, en toe gee ek die boek uit, Vryheid Vaarwel, dis die boek wat toe daar uitgekom het, en nou, in hierdie boek, is die roman oor die Anglo-Boereoorlog, Vryheid Vaarwel, en waaroor gaan dit? Dit gaan oor 'n kolonialer wat in Allewal Noord bly, en met op 'n meisie verlief raak, net so 'n week voor die oorlog, en die meisie sê vir hom, as hy nie gaan veg vir die Vrystaat nie, gaan sy niks meer moet doen nie. Hy vra op 'n stadium die vraag vir haar by die dans, hoekom veg die Vrystaat? Hoekom wil die Vrystaat word nie bedreig deur immigrante nie? Toe hulle diamante by Kimberley kry, die Vrystaat vir Engeland gesê, vat dit en los ons net uit. So is die vrede in die Vrystaat gered. Waarom kan Paul Kruger nie vir die Engelse sê, vat Johannesburg en die goudmyne nie, maar los ons net uit? En dan gebeur daar 'n klomp ander dinge, en op die uiteinde dan het Kas, kom hy, worstel hy met die oorlog en die vrede, en wat vrede bring, en hy maak allerlei draaie in die boek, en oor die laaste paragraaf, dan skryf Kas oor wat hy nou eintlik dink oor wat is, hy praat met, die held praat met generaal Smuts, Jan Smuts, wat wil op die politieke party stig, en wil hy met deel word van die politieke party, sê generaal, of jy nou op commando vir die Kaapkolonie inlei, en of jy nou in die politieke front georganiseer is, dis alles dieselfde vir mense soos een, de wet en dellery. Julle voel die drif om mense te lei en te organiseer en rond te beveel, om gesag te gee, te hê, sodat mense na julle moet opsien, maar daar moet seker mense wees soos julle, die leiers van die trop, daar moet ook mense wees wat julle volg, dan is daar 'n klein groepie mense soos ek, wat nie belang stel in aansien en leierskap nie, mense wat vry wil wees om hulle eie ding te doen op hulle eie tyd. Die boerevolk is dood, vernietig deur die oorlog en kampe, daar het Afrikaners oorgebly wat nog die taal praat, maar ons kan vaarwel sê in die boerevolk, die Afrikanerdom is nie die boerevolk nie, dit het nou 'n politieke party geword, vaarwel aan vryheid. Maar dit is die les wat hy hieruit kry. So kom doen mense sulke dinge. Nou besef ek nou, ek het die eerste knipsel gemaak in Februarie 1963, ek is dan 13 jaar oud, en ek moet seker baie beïnvloed gewees het deur Kas, tipe van 'n breinspoeling, dat ek nou so onafhanklik wil dink en my eie ding wil doen, en nie belangstel in ander dinge nie. Daar's 'n boek met die naam van Why Johnny Can't Think, wat sê universiteite leer mense om dom te wees. Jy moet sekere teorieë leer, jy mag dit nie bevraagteken nie, jy moet dit maar net weet. En nou het Kas dan ook geskryf oor die moderne letterkunde, en het nog 'n boek tussenin geskryf oor die, wat nie uitgegee is nie, en die boek is Grysland. Grysland gaan oor van die plaas na die groot stad Johannesburg, dis die lot van die Greiling gesin. Elkeen van die gesinslede ervaar dit anders. Daar's 'n spoor,
spoorwegarbeiders en studente, skoliere en bouers, maar almal sien die stad as 'n uitkoms op die manier. Histories gesproke was die tweede trek van die Afrikaner na die stad nie gevolg van armoede van mense wat stad toe gedryf word nie, maar eerder die welvaart wat hulle stad toe lok. Die boek moes in 1973 geskryf gewees het. En ek was in 1973 argitek in Newcastle, gepraktiseer daar en ek ken die omstandighede. En die boek is nooit uitgegee nie. Nou, die eerste rede waaroor die boek dalk nie uitgegee is nie, is dat hy by 'n vereiskor het Bester Broers die grootste deel van die huise gebou vir die staat wat gebou is in Newcastle. En dan berig die Sunday Tribune van 16 Mei 1971 toon die aandeleregister van Bester Broers dat lede van die kabinet 'n aansienlike aandelehouding in die maatskappy het. Was die korrupsie in Newcastle die verkeerde storie? En dan die tweede rede was, hy het sulke gesprekke in die boek, waar die een onderwyser met die meisie wat hy nou wat op universiteit is Spa gesels, en dit gaan oor, Suid-Afrika was op daardie stadium amptelike 'n blanke staat, en hy het 'n half vraagteken, hy het gesê, as ons van swart arbeid gebruik maak, gaan ons nie 'n blanke staat bly nie, ons gaan Suid-Afrika verloor. So op die braaivleisvuur in 1973, vra die oom hom, jy meen die onbeskaafde rasse gaan ons weer vernietig, Willem? Hy antwoord nie dadelik nie. Nie presies net so maklik die oom. Ek dink weer ons gaan onsself vernietig. Ek is nie so bekommerd oor die westerse beskawing as oor ons klompie wit mense hier op die punt van Afrika nie. Ons wit mense hier, ons Afrikaner volk, ons kan verdwyn en vernietig word sonder dat dit veel aan die westerse beskawing sal doen. Die gevaar lê hier in ons midde. En dan gaan dit oor dat ons die swart arbeid van ons sla raak. En dit is dan wat hy op daai stadium sê. En dan sy derde boek, wat ek nou, die digter van Doringkraal, wat is nou pas uitgegee het, gaan basies daaroor dat Kas was teen die moderne letterkunde. Die van die 60s af wat ek begin lees het hy gesê, hierdie moderne letterkunde is uit die bose. Dis ek 'n artikel oor die, en hy sê, Kas sien die moderne poësie, en trouwens alle Hertzogprys letterkunde, Midaskleetes wat net gewaardeer word deur die wat skaam is om te skree dat dit afgryslik is. Almal bang, die legio professore, doktore en lektore wat vandag die letterkundige jury is, sal sê hulle is dom. Kas skryf, ek kan ure gesels oor die begrip poësie, soos 'n man wat graag gesels oor 'n meisie wat hy lief het. Hy kon vreeslik Engelse digters, hy het die digters geken, die Hollandse digters, die Afrikaanse digters, nie goed geken. Nou spot Kas as hy die volgende skryf, ons ken Breitenbach se groot werk, Swaardgeveg, klink, klank, klong, klank, klink, wing, wang, wong, wing, kwang, kwang, verse daarvan. En dis nou typies soos Kas nou die ding, en dan skryf hy 'n boek met die naam Diamante is Stroewer, wat hy nou verduidelik hoe maak jy, as jy nou die Hertzogprys wil wen. As jy die heldin ontmoet in die boek, haar lieflingsskrywer, sy vra vir hom, gaan hy opvolg skryf op 'n boek wat haar aangegryp het. En hy sê nee, hy wil nie meer die glipse van sy jeug herhaal nie. Maar hy gaan nou 'n boek skryf om die Hertzogprys te wen. Om die verhaal van 'n gebreklike man met 2 koppe, die volmaakte skitsofreen met 2 breine en 2 persoonlikhede wat op soek is na die muse. Dit speel af in 'n ruimtetuig, en die ander karakters is almal skepping van sy siek gemoed. Uiteindelik vermoor hierdie drogbeelde hom en strooi sy drome uit oor die sterre. Sy daarmee gaan hy die Hertzogprys wen. Dan gebruik die digter van Kas gebruik die digter van Doringkraal om 'n satire te skryf oor die moderne digkuns. Soos 'n tipiese Kas verhaal spot hy met die belangrikes en die sogenaamde letterkundiges. Nou op 'n stadium skryf 'n man met die naam van Barend Geldenhuys na wyle Kas van der Berg se 3 vereistes vir 'n letterkundige toekenning. So as jy 'n prys wil wen in die letterkunde, dan moet jy vir poësie skryf. Die gedigte moet verkieslik onverstaanbaar wees. Dit mag nie rym nie. Dit mag nie inspireer, ingryp of vermaak nie. Dis die vereistes en dan kan jy dit wen. En dan skryf Kas Karen Pretoria skryf oor Kas. Sy sê Kas was 'n wonderlike en talentvolle digter wat gebruik gemaak het van gepaarde rym. Sy gedigte was ook verstaanbaar en aangrypend, alles te weerspreking van die genoemde vereistes vir 'n gedig. Hier is 'n gedig Wolkbreek op Saterdagmiddag. Die wolke het ons bespring en haal gebring. Die wind het deur die kloof gewaai en die koue mielies wit gesaai. Die koringland se moddersee, die halms plat gevee. Die hamerkop kom kyk hoe groot die gat in die damwal lyk. Die bidhuurgangers op die stoep versla oor die oordaat welbehaag. Dit is nou typies Kas, een van die goed wat ek probeer nou sy gedigte by mekaar kry, 'n digbundel uit te gee van Kas se werke. Nou ja, dan begin die storie met iemand wat skree, 'n ou vriend wat hy kry,
Is jy by ou vriend Willem, ken jy nie meer jou maat Shankwaan, het jy hom vergeet? Hulle kom van die Pilansberg af, die plaas groot geword, en hierdie Shankwaan het die Hertzogprys gewen vir poësie. Hy het ontpop as 'n digter in Kaapstad van die moderne skool. 'n Nuwe geluid het iemand gesê. 'n Lig in die donkerte van die alledaagsheid van ons poësie, het 'n ander gesê. So, sy naam is Marcellus de Meyer, digter en Hertzogpryswenner vir sy epiese gedig, Die Gillende Duine. En dan het hy by die kultuurvereniging van Doringkraal, wat die ou tannie wat die voorsitter is, vir hom 50, uiteindelik kom het uit, hulle het sy om 100 pond al gestuur het, in vandagse terme sal het R11.000 wees, eintlik R22.000 vir die 2 keer 50 pond wat sy vir hom gestuur het, dat hy moet daar kom om vir 'n naweek met mense oor digkuns te kom praat. En hy sê, maar ek het nou gereël, ek gaan op 'n toer, ek het vergeet dieselfde datum, gaan ook op 'n toer na Zimbabwe, Renus toe, saam met 'n groep mense, en ek so bly ek loop jou raak, wil jy nie die kant toe gaan na my plek nie? Nou is podcast weer, Willem dink 'n oomblik na, sy vakansie sou nog 2 weke duur, en hy is hartlik siek vir die Kaap. Hy het op die Transvaalse platteland groot geword en gebly. Hy het na Transvaalse Universiteit gegaan en vir 4 jaar siek mense in Transvaalse dorp gedokter. So Transvaaler in murg en been. Tafelberg, as die wolke daar van 'n puntjie wys, het hom verveel. Kaapstad self het hom 'n pyn gegee en die see was vir sy smaak te koud. Trouwens, 3 dae in die Kaap het hom laat besef dat die voortrekkers meer getrek het om weg te kom van die Kaap af as om Zulus, Makatese en Knopneuse te gaan soek vir tuinwerk. Ai, as die wind net wil ophou waai. En dan ry hy nou na hierdie dorpie toe, wat nou hier in die wat sal die mense sê, die Suid-Kaap is. Hy sê, waar, hy tel 'n student op die langs die pad, en hy vra vir die student, waar gaan jy heen? Hy sê, Nysna toe, skitterend, kan jy motor bestuur? En dan kry hy die skoon, die jong man het ingeklim en weggetrek, toe sig Willem, en neem Marcellus se digbundel, Duine Gil. Gedigte het hy iewers gelees, moet hardop gelees word. Hy begin het toe lees uit hierdie gedig uit, die duine sing by ons sepkaans en gil. En die maanlig bak en brou, en die ou Makou soek 'n vrou, maar die bont palmiet, die vingers van een van die sterre tel. 'n Willigans stort die donker uit en kort, vir een oomblik tril die watervlak, en dan ontwaak die wind, dit soos 'n kind wat snotneus wakker word, en roer en rol, die wêreld vol. Die duine vol, en sing sy lied, en huil sy lied, sodat die diere beef in die duisternis, en fluister stil, die duine gil. Dit is net die boek wat hy dan nou geskryf het. En nou kom hy daar in die dorp aan, en die Van Dalens is opsigtelik ryk. Die man het 'n groot fabriek daar, en hy sit die hele hoofstraat geboue behoort aan sy pa, en dan staan hier, hy sê, by sy motordeur is 'n groot gesette vrou met die grootste hoed op wat hy nog ooit gesien het. Ek is mevrou Van Dalen, Hermina Van Dalen, en dan later kom sy met die storie uit, toe kom sy hom nou uitgenooi. Ek wil hê, jy moet vir my 20 gedigte skryf, en aan my die kopiereg daarvan oordra. Ek sê jou daarvoor 'n bedrag van R100 betaal. Ek wil dit onder my eie naam publiseer, so die letterkundige wêreld van my kan notisie neem. En dan begin hulle nou hiervan gesels, en dan sê sy op 'n stadium vir hom, as dit nie doen nie, is hy in die moeilikheid. U meen, die gaan my afpers. Presies. Ek kan dit nie duideliker stel nie. So jy kan nou kies. Skryf die 20 gedigte, dit word jou 'n uur te neem. En jy kry nog 'n £100 van my. En jy kan dit kan die hou wat ek jou reeds gegee het, of ek gaan jou dagvaar. En dan gaan die storie nou aan, oor alles wat nou daar op Doringkraal gebeur, die gedigte wat hy skryf, en ja, dis maar sommer so 'n interessantheid. Dis die tipe ding wat Kas skryf, hy skryf altyd tong in die kies. Jy moet nie ernstig en goed lees nie, hy skryf ook om te verkoop, so daar's altyd 'n heldin en 'n held. En baie kere is daar nog 'n kontra held ook, so iemand wat hy sê 'n bietjie goor is. Wat ek van Kas verhale kan vertel, as ek die dag 'n bietjie depressief is of sleg voel, weet ek watter boek om te gaan lees. Lees ek weer 'n Kas en dan voel ek baie beter. En ek het die ander dag 'n stuk gelees wat Umberto Eco geskryf het ook, gesê het van hoekom mense boeke koop. Sê jy boeke omdat jy daarvan hou, hoef nie almal te lees nie. Maar daar's boeke wat jy oor en oor lees. En dan het ek ander die slimste oom wat oor boeke wat ek ooit geken het, was 'n ou plaasboer. En hy het gesê, daar's nie 'n beperking in die boeke wat jy koop nie. Jy kan 'n boek later lees, maar jy kan hom altyd later koop nie. Dit was sy houding gewees. En my dogter, my jongste dogter het gesê, as jy 'n Kasboek gelees het, dan sê jy met die verkeerde man trou nie.
jy weet alle triks wat mans uithaal in die lewe en dinge wat ek verkeerd kan doen, maar dit is maar sommer so interessantheid, so ek moet nie vir Kas ernstig opneem nie, hy skryf vir die genot van die lees, dit is 'n lekker lees storie, en party is nou nie altyd so goed nie, maar daar is beter en slegter is. Kas, die storieverteller, nou ja, miskien moet ek nou begin by myself, nee, ek is Dustin, ek is 'n argitek eerste van agtergrond argitektuur gaan studeer, gaan praktiseer in Newcastle, het gestort die boubedryf in die middel 1970s, toe gaan studeer ek verder in stadsbeplanning, en daarna het ek in Kanada studeer, M in argitektuur, stedelike ontwerp, later by die RGN gewerk as 'n navorser, en toe het die by die Universiteit van die Vrystaat aangestel as 'n junior lektor of 'n lektor in 1980. Nou daai jare moet jy dan maar, ek weet die universiteit het 'n stelsel gehad, jy kan 'n jaar studieverlof kry sonder dat jy werklik 5 jaar daar was, en ek het dadelik aansoek gedoen in 83 vir 'n jaar Holland toe om 'n doktorsgraad te gaan doen oor publieke deelname in stadsbeplanning, en ek kom toe by 'n professor Goudappel uit wat my hele loopbaan in my lewe heeltemal verander het, en ook professor Skuurman van die wysbegeerte van die WCT wat ook my in 'n ander rigting gestuur het, die Christelike perspektief wat ek van tevore uit Bloemfontein reeds geken het, die filosofie, en ja, dan begin mense allerhande goed doen, maar Kas het ek dan nooit gelos nie. Ek het Kas die hele tyd gelees. Kas hy is op 15 Augustus 1925, vandag 100 jaar terug gebore, en hy is op 5 Januarie 1997 oorlede. So, hy was so 72 jaar oud, en ja, klomp van sy boeke is nou moeiliker verkrygbaar. Hy het baie keer boeke geskryf in kleiner plekke, of in kleiner uitgewers. Hy het het uitgedruk, sê maar 'n groot drukboek. Of hy het selfs die sagte band boekies uitgegee, soos Swart Luiperd lyk, so iets, het 1 of 2 boekies, wat jy nie op ander plekke kry, en die boeke raak weg, hulle is nie in biblioteke nie, hulle is nie in plekke nie. Soos my seun op 'n stadium by Bakwasi, is hy help as student, as predikant, en hy bel my. Ek het 5 kinders, en ons sport by die huis was voorlees van boeke. Ons lê almal en luister na boeke, lees ek voor, en hy bel, hy sê vir sy ma, hy wil sy pa praat, hy het iets gekry wat sy pa nie ken nie. En hy sê wat? Hy sê, pa, ek het 'n Kas gekry wat ek nooit gesien het nie. Hy sal hom nie lees nie, hy bring hom huis toe en lees hom saam, dat hy hom kan voorlees en kan geniet.